Hi vriende, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse lesse. Ons is by les 13. Maar ek wil julle vandag graag bekendstel aan leraar Herman Sutherland. Hy is nie nuut nie, hy het al 'n paar keer die lesie saam met my bespreek. Maar leraar Herman Sutherland is onder die wat ook die Sabbatskoolles aanbied. En sy bediening is die ewige evangelie. So hier is ook 'n platform wat julle moontlik aanklank by kan vind. Onthou ek het gesê dat einde van die kwartaal, ons is nou by ons laaste les vir die kwartaal, gaan ek die laaste keer die les voorlesing vir julle bring. Nie voorlesing nie, die bespreking, ekskuus. Die les voorlesing gaan nog steeds aangaan, maar van hierdie nuwe kwartaal af, gaan daar nie 'n lesbespreking wees op SSL nie. Minstens vir hierdie jaar en volgende jaar, terwyl ek nog aangaan met my studies. Ek maak volgende jaar klaar met my studies. Augustus, daar rond maak ek klaar met my studies volgende jaar. En intussen hou ons aan om die lesie op ons Facebook platforms te plaas, op WhatsApp, en miskien kan ek die lesbespreking wat leraar Herman Sutherland opsit, op die audio sit op die WhatsApp groep ook, saam met die voorlesings. Ek sal net kyk of dinge so sal uitwerk. Maar ons gaan nog steeds ook aangaan met ander projekte, om die 3 engele boodskap uit te dra. En dan al hierdie misleiding wat vandag in die Christenkerk rondgaan, aan te spreek en aan die mense reg te help en daai waarheid ook uit te dra. So bid vir ons daarvoor ook. Maar die bespreking van die les, dis nou die laaste ene wees. Maar ek gaan dit nie doen nie. Ek wil julle voorstel aan leraar Herman Sutherland se bediening waar hy elke week die lesie doen. Soos ek gesê, die ewige evangelie. Die skakels is wel hier onderin. Leraar Herman, baie dankie dat leraar ons toelaat om dan ook hierdie op ons platform te sit. Ek hoop julle geniet dit. Oor dan aan leraar Herman Sutherland. Welkom by ons Afrikaanse lesstudie vir hierdie week. Ons is aan die einde van ons in-diepte Bybelstudiereeks om hemel en aarde te verenig, Christus in Filippense en Kolossense. Ons eindig hierdie reeks met les 13, staande in die volle wil van God. Hierdie week gaan ons na Paulus se sendingsstrategie kyk, wat die baie bekwame gebruik van tyd en bronne ingesluit het om die hoofsentrums van die Romeinse Ryk te bereik. En om belowende lekewerkers op te lei om stede en dorpe soos Kolosse, Laodicea en Hierapolis te bedien, wat Paulus nie sou kon besoek het nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons in hierdie studie gaan indelf, praat met ons deur U woord. Mag die Heilige Gees ons harte aanraak om hierdie lesse in ons lewens uit te leef. En Heer, dat ons staande kan bly in die volle wil van God, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Die geheerteks vir hierdie week was in 1 Tessalonisense 5 vers 18. En daar staan: wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Paulus het met verskeie medewerkers gewerk en hy het die werk erken van die wat hulle self volkome toegewy het om die gemeentes te onderhou en te versterk. Aan die einde van sy brief aan die Kolossense stuur Paulus groete van sy medewerkers en groet die getroue broeders in Kolosse. Hy voeg ook Epaphras se vurige begeerte by, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God, volgens Kolossense 4 vers 12. Ons gaan in hierdie studie eerstens kyk na die boodskappers, na Tychicus en Onesimus. Dan gaan ons kyk na die van die besnydenis, Aristarchus, Markus en Jesus, wat ook Justus genoem word. Dan gaan ons kyk na die leermeester Epaphras. En daarna na die geliefde en die wêreldgesinde Lukas en Demas. En dan gaan ons laastens kyk na die kerkleiers Nymphas en Archippus. Kom ons begin by die boodskappers. Ons lees in Kolossense 4 vers 7 tot 9. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here, julle bekend maak, saam met Onesimus,
die getroue en geliefde broeder wat van julle mense is. Hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Paulus leer ons baie oor hoe om die evangelie te versprei. Sy reise het ongeveer 13.400 myl gedek. Dit is verbasend aangesien baie daarvan te voet was en dat daar tye was dat hy ook in die tronk was. Paulus het 'n aansienlike tyd in die handelsentrum soos Korinte en Efese deurgebring, waarvandaan die boodskap na die binnelandse stede kon versprei word. Hy het ook na kerke wat hy begin het teruggekeer om die nuwe gelowiges te versterk en te bemoedig. Waar hy nie die kerke persoonlik kon bywoon of besoek nie, het hy briewe gestuur. Op hierdie manier het die gelowiges geweet dat hy hulle onthou en dat hy vir hulle omgegee het. Hierdie briewe is deur geliefde en getroue broeders gestuur. Kolossense 4 vers 7 tot 9 staan daar: al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en die getroue dienaar en die medediensknegt in die Here julle bekend maak. En ek het hom na julle gestuur juis hiervoor, om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos. Saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder wat van julle mense is, hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Kom ons kyk eers na Tychicus. Op Paulus se 3de sendingsreis het hy hom vergesel om 'n offergawe na Jerusalem te neem. Ons lees daarvan in Handelinge 20 vers 4. En tot in Asië het Sopater van Berea hom vergesel en van Tessalonisense Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en uit Asië Tychicus en Trophimus. Hy het Paulus in Rome bygestaan en die briewe aan die Efesiërs en Kolossense afgelewer. Ons lees daar in Efesiërs 6 vers 21. En dat julle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan. Alles sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar in die Here julle bekend maak. Toe Paulus vrygelaat is, kon hy Titus in Kreta vervang het. Ons lees in Titus 3 vers 12. Wanneer ek Artemis of Tychicus na jou stuur, doen dan jou bes om na my te kom in Nikopolis, want ek het besluit om daar te oorwinter. Tydens Paulus se laaste gevangenskap is hy as leraar na die gemeente in Efese gestuur in 2 Timoteus 4 vers 12. Tychicus het ek na Efese gestuur, staan daar geskrywe. Kom ons kyk dan na Onesimus. 'n slaaf wat van sy meester Filemon weggeloop het, het hy tydens Paulus se eerste gevangenskap in Rome bekeer. Paulus het hom met 'n hartroerende brief teruggestuur na sy meester en Filemon aangemoedig om hom met Christelike liefde te behandel, volgens Filemon 1 vers 10. Saam met Tychicus het hy die brief aan die Kolossense afgelewer. Ons lees in Kolossense 4 vers 9. Saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder wat van julle mense is. Hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Dit blyk dat Paulus ook meer wou weet oor die omstandighede van die gelowiges in Kolosse. Dit sou nie moeilik gewees het vir iemand om sulke nuus aan Paulus oor te dra nie, al sou dit nie Tychicus self gewees het nie. Hierdie was maar net nog 'n manier hoe Paulus sy liefde en belangstelling aan die gelowiges wou oordra, al het hy nie die kerk persoonlik besoek nie, en om hulle in die geloof te versterk, sodat hulle na ander kon uitreik. Kom ons kyk na die van die besnydenis. Ons lees in Kolossense 4 vers 11. Hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God, en hulle was 'n troos vir my. In 'n wêreld waar internet, sosiale media en tallose toestelle tans met mekaar verbind is dit moeilik om die uitdaging in te sien waarvoor Paulus te staan gekom het om die kerke te help om te begryp dat hulle deel van iets groters as hulle eie plaaslike gemeentes was. Paulus het daarna gestreef om die mure wat die kerk verdeel het af te breek. Hy het homself omring met medewerkers
van oral en uit uiteenlopende agtergronde. Jode en heidene, Asiërs en Europeërs het in harmonie saamgewerk. Sy visie was om 'n verenigde kerk te hê wat saamwerk aan 'n gemeenskaplike doel, die verkondiging van die evangelie. Kom ons kyk na Aristarchus. Hy was 'n inwoner van Thessalonika. Ons lees in Handelinge 27 vers 2. En nadat ons in 'n skip van Adramyttium gegaan het met die doel om by die aanlegplekke in Asië aan te gaan, het ons afgevaar en Aristarchus van Macedonië, 'n man van Thessalonika, was saam met ons. Hy het probleme ondervind tydens die oproer in Efese, Handelinge 19 vers 29. Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring en hulle storm soos een man na die skouburg en sleep Gaius en Aristarchus saam, Macedoniërs wat reisgenote van Paulus was. Hy het Paulus vergesel om die offergawe na Jerusalem te neem, Handelinge 20 vers 4. En tot in Asië het Sopater van Berea hom vergesel, en van Thessalonika Aristarchus en Secundus en Gaius en Derbe en Timotheus, en uit Asië Tychicus en Trophimus. Hy is saam met Paulus in Rome gevange geneem en het groete aan die Kolossense en Filemon gestuur, in Kolossense 4 vers 10. Aristarchus, my medegevangene, groet julle, staan daarso, en Markus die neef van Barnabas, oor wie julle bevele ontvang het. As hy by julle kom, ontvang hom. Filemon 1 vers 24, ook Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, my mede-arbeiders, staan daar geskrywe. Kom ons kyk na Markus. Die neef van Paulus se eerste metgesel Barnabas het die sending in Pamfilië verlaat en Paulus het geweier om hom op 'n tweede reis saam te neem. Handelinge 15:37 tot 38. En Barnabas wou Johannes, wat Markus genoem word, saamneem, maar Paulus het dit nie reg geag om hom saam te neem van Pamfilië af, hulle verlaat het en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Hy het sy oom vergesel en 'n nuttige evangelis vir Paulus geword, volgens Handelinge 15 vers 39. Daar het toe 'n verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het en Barnabas het Markus saamgeneem en na Cyprus uitgeseil. 2 Timotheus 4 vers 11 staan daar, Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees, het Paulus gesê. Petrus het hom soos 'n seun behandel, 1 Petrus 5 vers 13. Die mede-uitverkorene in Babylon en Markus my seun groet julle. Hy was die skrywer van die evangelie volgens Markus. Nou Jesus, of sy ander naam Justus, al wat ons van hom weet is dat hy 'n Jood was en bekend gestaan het onder die bynaam Justus. Kolossense 4 vers 11, ook Jesus wat Justus genoem word, manne wat uit die besnydenis is. Hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God en hulle was 'n troos vir my. Eenheid wat bedreig word is niks niets nie. In die afgelope jare het die Adventiste kerk groot veranderinge ondergaan terwyl dit wêreldwyd versprei het en het vorste aanhoudend die kerk se eenheid aangeval. Hierdie eenheidsstres kan op elke vlak van die kerk gevoel word. Hoe kan jy by jou plaaslike kerk daaraan werk om die dinge wat die eenheid van ons kerk bedreig te verminder? Watter gespannenhede is daar op plaaslike vlak en wat kan gedoen word om dit te verbeter? Antwoord daardie vraag vir julleself. Ons kyk na die volgende punt, die leraar. Ons lees in Kolossense 4 vers 12, Epaphras, wat een van julle is, 'n diensknegt van Christus, groet julle. Hy bid altyd vurig vir julle, dat julle volmaak en volkome mag staan in die hele wil van God. Boeke was al oor die doelgerigte lewe en die doelgerigte kerk geskryf. Terwyl doelgerigtheid dalk nie heeltemal reg vermag word nie, is 'n duidelike doelgerigte fokus essensieel om enige betekenisvolle doel te kan bereik.
Paulus se lewe en die bediening, asook sy medewerkers en die ander apostelsin bevestig hierdie fokus. Filippense 3 vers 13 tot 14 staan daar: Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit wat na voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping wat God in Christus Jesus is. Die resultate spreek vanself. Die evangelie het vinnig dwars deur die Romeinse ryk en verder versprei, volgens Kolossense 1 vers 23. Dieselfde fokus is nodig vir vandag. Epaphras het gehelp om die evangelie in Kolosse, Hierapolis en Laodicea te versprei. Gemeentes wat hy innig lief gehad het. Kolossense 4 vers 13 staan daar: Want ek getuig van hom dat hy 'n groot ywer het vir julle en vir die wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. Saam met Epaphras se groete voeg Paulus sy wense vir die Kolossense by in Kolossense 4 vers 12 dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. So hier kom 'n paar punte uit. Ene is, staan vas. Hulle moes onbeweeglik bly, veral teen die aanslae van die vyand. Efesiërs 6 vers 11 staan daar: Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nog 'n punt wat daar uitkom is, mag julle volmaak wees. Nou volmaak, hierdie woord verwys na die vervolmaking van die karakter wat deur die opofferende liefdebetoning sy uiterste einddoel sal bereik, volgens Matteus 5, 44 en 48. Deur diegene wat nooit sal reken dat hulle dit al verkry het nie, volgens Filippense 3 vers 12 tot 15. Heiligmaking is nie die werk van 'n oomblik, 'n uur of 'n dag nie, dit is 'n voortdurende groei in genade. Daar is geen punt waartoe ons kan kom en sê, ons het dit ten volle bereik nie. Daarom is sondelose volmaaktheid altyd in die toekomende tyd, maar Christelike volmaaktheid in die teenwoordige tyd is heiligmaking. Die volgende punt wat daar uitkom, mag julle volkome wees. Om vervul te wees met alles wat ons van God kan ontvang. Hierdie kragtige woord beteken om ten volle oortuig te wees of iets ten volle maat te bring. Dit word gebruik om Abraham, wat ten volle oortuig was dat God mag het om te doen wat hy beloof het, al was dit menslik gesproke onmoontlik. Romeine 4 vers 21 staan daar: En was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. En Paulus, wat deur die Here gegee was, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kon word, volgens 2 Timoteus 4 vers 17. Hy het die gemeente in Kolosse onderrig en die evangelie wyd aan hulle verkondig, volgens Kolossense 1 vers 7. Paulus beskryf hom met 3 titels: geliefde mededienaar, diensknegt van Christus en medegevangene. Kolossense 1 vers 7 staan daar: soos julle ook geleer het van Epaphras, ons geliefde medediensknegt wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is. En dan in Filemon 1:23, Epaphras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou. En dan die ander punt wat daar uitgekom het is in die ganse wil van God. Die woord ganse is allesomvattend. Paulus self bid dat die Kolossense met 'n kennis van God se wil gevul sal word en sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag. Kolossense 1 vers 9 en 10 sê: daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug dra en die kennis van God mag groei, deur die mag van sy heerlikheid. Kolossense 1 vers 11. Kom ons kyk na die geliefde en die wêreldling. Ons lees in Kolossense 4:14. Die geneesheer Lukas, die geliefde en Demas groet julle.
Die apostel Johannes sê aan ons, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Lukas se liefde vir Jesus en sy koninkryk het hom gelei om, kom wat wil, by Paulus tot die einde te staan, terwyl Demas hierdie wêreld meer lief gehad het as die wêreld wat kom. Kom ons kyk eers na Lukas. Hy was die skrywer van die evangelie volgens Lukas en die handelinge van die apostels. Hy word as Paulus se biograaf beskou. Lukas 1 vers 1 tot 4 staan daar, aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons sal al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek dit ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. Handelinge 1 vers 1 staan daar, die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Hy was 'n geneesheer van beroep en word deur Paulus geliefde genoem. Hy het by Paulus gebly tot sy dood. 2 Timoteus 4 vers 11 staan daar, Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. As hy net in Kolossense 4 vers 14 genoem was, sou Demas as 'n getroue medewerker van Paulus onthou gewees het. Die kontras tussen Lukas en Demas het mettertyd duidelik geword. Lukas was geliefd vir sy werk, terwyl Demas die wêreld lief gehad het en Paulus verlaat het. Lukas het vasgestaan in sy hoop op die wederkoms van die nuwe aarde. Demas het die heerlikheid van hierdie wêreld meer lief gehad as die heerlikheid wat sou kom. Hy het opgehou om Jesus lief te hê en sy hart aan die wêreld gegee. Jesus en die apostels waarsku ons dikwels om te waak en waaksaam te wees, om altyd gereed te wees vir die meester se kom, sodat ons nie onverwags betrap sal word nie. Ongelukkig, soos die disippels, wat nie ag geslaan het op Jesus se bevel om te waak en te bid nie. Markus 14:38 staan daar, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Sal baie nie die nodige voorbereidings tref nie. Dit kom alles daarop neer wie of wat ons harte besit. Want ons kan nie 2 Here dien nie. Openbaring 3 vers 17 tot 21 staan daar, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. In sy boodskap aan Laodicea gee Jesus aan ons 'n duidelike voorskrif. Eerstens, bekeer jou van jou sondes. Tweedens, ons moet ons harte oopmaak vir Jesus en hom laat beheer neem, wat dan derdens ons in staat sal stel om die goud van geloof en liefde te ontvang, wat deur beproewings gelouter is en oor versoekings geseëvier het. Watter spesifieke dinge kan Jesus jou vra om van te bekeer? Watter gedeelte van sy voorskrif het jy die meeste nodig? Antwoord dit vir jouself. Ons kyk laastens na die kerkleiers. Ons lees daar in Kolossense 4 vers 15. Groet die broeders in Laodicea en Nymphas en die gemeente wat in sy huis is.
Dwars deur die geskiedenis van God se kinders, deur die eeue heen het dieselfde probleme oor en oor voorgekom. Die profete het Israel tereggewys omdat hulle soos die wêreld wou aanbid en het by hulle aangedring dat hulle self moes bekeer voordat dit te laat sou wees. Kom ons kyk eers na Nimfa. Al wat ons van Nimfa weet, is dat sy 'n gemeente in die stad Laodicea gelei het. Ons weet nie eers seker of dit 'n man of 'n vrou was nie, aangesien sommige manuskripte sy huis, ander hulle huis en meerderheid haar huis sê. Kom ons kyk na Archippus. Filemon se seun, 'n inwoner van Kolosse wat op 'n stadium 'n metgesel van Paulus was. In Filemon 1 vers 1 tot 2 staan daar: Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus en 'n broeder, Timoteus, aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider, en aan Appia, die geliefde suster, en aan Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat in jou huis is. Paulus vra hom om voort te gaan met sy bediening as diaken of leraar of ouderling van die gemeente in Kolosse. Paulus vra die Kolossense om sy brief ook in Laodicea voor te lees en dat hulle die brief wat hy aan die Laodicense geskryf het moet lees. Kolossense 4 vers 16. En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van Laodicea gelees word en dat julle ook die uit Laodicea lees. Daarom noem hy die 2 hoofleiers van hierdie gemeentes Nimfas van Laodicea en Archippus van Kolosse. Kolossense 4 vers 15. Groet die broeders in Laodicea en Nimfas en die gemeente wat in sy huis is. Kolossense 4 vers 17. En sê aan Archippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Ons weet nie wat Paulus se boodskap aan die Laodicense was nie, maar ons ken wel die boodskap wat die apostel Johannes ongeveer 30 jaar later aan hulle geskryf het. Ons lees in Openbaring 3 vers 14 tot 22. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Amen en die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud en ook nie warm is nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het dan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. God sal die hemel en die aarde verenig, maar as gevolg van die groot stryd moet dit in fases gedoen word. Eerstens, by Golgotha het Satan alle toegeneentheid van die hemelse wesens vir hom verloor. Johannes 12 vers 31, nou is die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Die tweede fase is, deur Christus se oordeelsbediening in die hemelse heiligdom, is God se volk volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Hebreërs 13:21, en reg vir die hemel. Die derde fase is, deur die 1000 jaar oordeel en die finale oordeel na die 1000 jaar, word alle oorblewende vrae vir ewig afgehandel en word sonde en onbekeerde sondaars in die poel van vuur vernietig, wat ook die aarde reinig.
Openbaring 21:8 staan daar, maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die hoereerders en towenaars en afgoddienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Die vierde fase, eers na die einde van sonde kan hemel en aarde uiteindelik verenig word. Openbaring 21:3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Wat kan jy self doen? Deur nie na enigiemand anders te kyk nie, om getrou aan God en die waarheid te bly wat aan ons gegee is. Dit wil sê, watter keuses maak jy wat onthul wie waarlik jou hart besit? Ek sluit af met Christ triumphant, Februarie 9. Diens vir God vereis die hele wese, hart, verstand, siel en krag. Sonder voorbehoud moet ons onsself aan God oorgee, sodat ons die beeld van die hemelse kan dra in plaas van die beeld van die aardse. Daar moet 'n vernuwing van die gevoelighede wees, sodat die verstand volkome wakker kan wees vir die werk wat gedoen moet word vir alle klasse, hoog en laag, ryk en arm, geleerd en ongeleerd. Ons moet die teerheid openbaar wat die groot herder toon wanneer hy die lammers in sy arms versamel en sy kudde sorgvuldig teen gevaar beskerm en dit op veilige paaie lei. Christus se volgelinge moet sy teerheid en simpatie toon en hulle moet ook sy vurige begeerte openbaar om die waarhede mee te deel wat vir die ontvanger die ewige lewe beteken. Mag die Here help dat ons ten volle staande sal bly in sy volle wil van God. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons wil ook staande bly in die volle wil van U. Ons bid dat U deur die Heilige Gees deur ons sal werk, sodat die wêreld in ons U kan sien. Help ons, o Heer, in hierdie paadjie wat ons nog moet stap op hierdie aarde. Laat dit nie vrugteloos sal wees nie, maar dat mense in ons U sal ontmoet. Heer, help ons om mense na U toe te lei, is ons gebed in Jesus naam. Amen.